En suster, is my voorreg om almal te verwelkom in hierdie aand wat ons hier by mekaar is. Dankie dat jy hier is. Dankie dat jy tyd gemaak het om dan ook saam vir hierdie jaar te kan kom intree by die Here. Mag jy ook in hierdie aand die teenwoordigheid van ons Here en ons God beleef. Ons gaan begin met 'n lied. Lied 168, ons van vers 1 tot 3 van hom staande sing, dan kan u daarna weer u plek inneem. Kom ons bid saam. Ek soek U, o God my God. Ek dors na U. Ek smag na U soos in 'n dor en 'n droë land. 'n Land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees om daardie mag en grootheid te ondervind. Die trou liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys, ek sien U my lewe lank loof. My hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met my jubelende mond. As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. Ek bly altyd naby U, Here, want U hand ondersteun my. Hierdie Here wat naby is, hierdie Here wat teenwoordig is, groet jou vanaand met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit deur die kragtige werking van sy Gees. Amen. Broer en suster, ons gaan saam 2 liedere sing as antwoord op die Here se groet. Ons gaan sing lied 471 en daarna lied 284. Kom ons staan, dan sing ons die liedere as lofliedere hartlik saam. Sal die Vader dan vir julle gee uit sy woord.
Kom ons begin weer van voor af. Wat is dat ek daar die liefde bring? Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. Help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek opgee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vrede altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef, maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Ek gee 'n paar oomblikke van stilte. Here, as ons in hierdie aand kom stil word, Here, is ons hier in die teenwoordigheid met 'n klomp goed wat in die dag gebeur het. Goed was, wat lekker was. Here, goed wat moeilik was. Ons dink aan die goed wat die probleme en goed wat ons in die vooruitsig staar, Here. En ons kom bid en kom vra, Here, maak dit ook in vir 'n oomblik. Hier waar ons nou is, hier in U gemeente, in U kerk. Kom maak dit stil binne in ons. Vul ons, Here, met U teenwoordigheid. En Here, hier waar ons ook saam gaan lees, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit, Here, en ons kom vra dit in U naam. Amen. En sister, ons gaan saam lees in Matteus hoofstuk 6. So wat ek gister gesê het, ons
tema is dan juis hierdie woorde, so moet julle bid. Ons lees dan saam in Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 9, net die 2 versies, die eerste paar versies van die Onse Vader gebed, vers 9 en vers 10. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, dat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Ons stop daar vir vanaand. As ons na hierdie 2 versies kyk, kan ons dit baie maklik ewe skielik uit konteks trek en vir mekaar sê, maar wat beteken dit vir my en vir jou vanaand? Hier waar ons by mekaar is, ons kan vir mekaar 'n klomp goed sê, maar om dit so bietjie in perspektief te sit, lees ons net so bietjie vorentoe, waar die Here kom en vir sy disippels kom leer, kom sê, maar dit is hoe julle moet bid. Vers 5 wat sê, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou van 'n stortvloed van woorde, om in die sinagoges en op die straathoeke te staan. En dan gaan hy verder, wanneer julle bid, moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. As ons kyk na die Onse Vader gebed, lees ons, ek glo iemand, julle ken dalk die verhaal van 'n Franse soldaat, en die Franse soldaat, dit speel af in die 19de eeu. En die Franse soldaat het, vir die wat nou in die weermag was, het gedros. Hy het besluit, hy gaan nie na die oefening toe, wat die dag sou gebeur nie, hy bly weg. En in hierdie tyd wat dit afspeel, in die Franse revolusie, of in die Franse oorlog, was die gebruik natuurlik dat as jy gedros het, dat jy ter dood veroordeel sou word, voor 'n vuurpeloton sou moes gaan staan. En die soldaat se ma kom te hore daarvan, en sy kom toe op die ou ende en pleit by die generaal Napoleon Bonaparte, en sy vra vir hom vir 'n bietjie genade op grond van die volgende: haar troefkaart, spaar my kind, want sy naam is ook Napoleon. En die generaal luister na die pleitende ma en sê toe, dis reg, maar hy gee toe ook vir hierdie soldate waarskuwing. Dit is jou naam wat vandag jou gered het, sê hy vir hom. En daarmee saam moet jy besef, of jou gedrag moet verander, of jou naam. Dit is basies die keuse wat hierdie soldaat het. As ons kyk na die Onse Vader gebed, hoe hierdie gedeelte begin, so moet julle bid, dan kom sien ons vir Christus wat vir ons op 'n manier kom sê, maar God, die Here wat ek en jy aanbid, is heilig. Hy kan nie sy eie heiligheid homself onteer nie. Net die mense kan. Die wat hom aanbid, die wat hom hier op hierdie aarde verteenwoordig. En as ons so 'n bietjie terugblaai in die Ou Testament, dan sien ons juis iets daarvan in die boek van Esegiel, waar die Here kom sê, maar hierdie volk wat hy gekies het, Israel, is die volk wat hom hier op hierdie wêreld en hierdie aarde verteenwoordig. Dat hierdie volk sou wys wie is die Here.
Dat hulle sou wys wie is hulle God. Dat hulle sou wys dat hulle aan God behoort. En daarom juis eintlik die hartverskeurende as ons die woorde van Jesegiel lees, waar die profeet kom sê, ek is begaan oor my heilige naam wat onteer aangedoen is deur Israel, onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is, en onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het. Vandag, hier waar ons sit, hier waar ons by mekaar is, as ons dink aan die kerk is, die kerk die getuies van die naam van die Here, daar waar ons gaan, is ons die verteenwoordigers van God se naam in hierdie wêreld. Maar wanneer die kerk dit nie doen nie, dan moet hierdie woorde eintlik in ons ore ego. Ons Vader, beskerm u heilige naam. As ons terugdink aan die verlede, dan sien ons hoe die Here op 'n besondere manier, juis as ons die gedeelte lees in Matteus 6 vers 9, ons kom leer dat daar iets in is om te sê, maar Here, u heilige naam, laat u naam geheilig word. Dit kom sê iets, dat ek en jy aan God behoort, in 'n verhouding staan met die Here. Net so kom sê Jesus verder, wat julle ook al in my naam vra, dit sal die Vader vir julle gee. En weer 'n keer verder, in Johannes 14 lees ons dit weer. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die naam van God beteken iets vir my en vir jou. Omdat ons in 'n verhouding staan met die Here. Ek dink baie keer in ons tyd, in ons teologie wat ons bedryf, dit wat ons baie keer in die wêreld hoor, wil ons van dit 'n towerformule maak. Ons moet net vra en die Here sal voorsien, ons moet net sê en die Here sal die wêreld vir ons verander. Dis natuurlik so, dis natuurlik dat die Here by ons is en in sy grootheid teenwoordig is, maar ewe skielik kan ons tog nie hierdie wêreld of hierdie God wat die heelal geskep het, manipuleer nie. Ons het baie keer die gebruik om af te sluit, ons vra dit in u naam. En as ons dit vir mekaar sê, dan kom leer Christus vir ons juis dat ons staan by die heiligheid van God. Dat ons vir 'n oomblik kom sê, maar ons is hier in 'n diepe afhanklikheid van die Here wat teenwoordig is. God self is hier, so wat die psalmdigter kom sê, naby ons, by ons teenwoordig. En alles van hierdie gebed wat ons saam lees, wat ons eintlik van kinderdae af ken, gaan spesifiek daaroor om God te heilig. Om te besef met wie ek en jy praat, met wie ons in 'n verhouding staan, dat ek en jy besef, ook aan die ander kant, dat ons nie hoef bang te wees nie, want God is getrou, God is hier, God is saam met ons op pad. En dat ek en jy in hierdie wêreld die naamdraers van God is, daar waar ons besig is, daar waar ons gaan, daar waar ons beweeg. Ons kan baie keer vir mekaar sê, maar die wêreld, dit wat ons beleef, is eintlik alright. Ons is alright, dit gaan goed. Ons moet altyd dit vir mekaar. Ons vra vir dis so gewoonte.
As ons mekaar vra, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed. Omdat ons lewens redelik gaan. Omdat dit redelik goed gaan met ons in hierdie wêreld, is alles vir ons op 'n manier aanvaarbaar. Die teleurstellings, die sleg wat ons beleef, die ellende, sit ons so 'n bietjie aan die ander kant van die heining. Dit is so 'n bietjie aan die ander kant en ons sê vir mekaar, maar ons leef op 'n manier rustig voort. Ons hoor nie die gebrokenheid van hierdie wêreld waarvan ons deel is nie. Dit gaan baie keer ongesiens by ons verby. Dit gaan baie keer op 'n manier eintlik so verby dat dit ons onaangeraak laat. Ons hoor die woorde weer. Laat die naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. As ons dit vir mekaar sê, waar staan ons in hierdie wêreld om deel te hê aan die koninkryk van God? Hier waar ons beweeg, hier waar ons gaan. En ek praat nie van ver nie. Ek praat van in jou eie huisgesin. Ek praat van by jou eie werksplek. Ons lees baie maklik, baie eenvoudig oor hierdie gebed. Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, soos in die hemel, so ook hier op hierdie aarde. Ons as gelowiges, die naamdraers van die Here in hierdie wêreld, die heilige naam van God, het 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid. Ons lees, so wat ek gesê het, van Christus wat vir ons kom leer, vir ons kom oopmaak, dat ons in hierdie wêreld die heiligheid van God sal uitleef, sal uitstraal. Want Christus het vir ons die versoening bewerk. Christus het vir ons alles kom gee, sodat ons in hierdie wêreld die getuies kan wees van 'n God wat goed is. Gewone mense, soos ek en jy. Gewone mense wat die Here gebruik om in hierdie wêreld iets van sy genade uit te dra, uit te beeld. Om uit te leef dat God by ons is. En as ons lees in Romeine hoofstuk 14, dan skryf Paulus, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Geregtigheid, vrede en blydskap, dit wat ons prakties kan doen, dit wat ons prakties kan uitleef, God wat saam met ons is, ons staan met God in 'n verhouding wat ons kom nuut maak, kom verander. En omdat hy hier is, gaan dit nie meer oor wat ek in die lewe kan kry nie, maar dit wat ek verander kan bring. Vrede, blydskap, geregtigheid. En hoe gebeur dit? Juis soos wat ons vir mekaar sê, as ons kyk na die gedeelte, juis God wat in sy grootheid kom toetree. God wat sy koninkryk hier in hierdie wêreld laat kom. As ons weer terugblaai, dan lees ons in Daniël hoe die profeet Daniël kom en sê, maar daar's hierdie koninkryke wat aan die kom is, en hy waarsku die volk teen 4 koninkryke wat kom. Die 5de een, die mens. Die ander 4 is hierdie gewelddadige groot diere. Die eerste een, Babel, wat soos 'n leeu uitgebeeld word. Die tweede een gaan oor die beer, die Mede en Persiërs. Die derde een wat gaan oor die Grieke, wat soos 'n 4-koppige luiperd kom.
En dan die ongekende dier, die Romeinse regering, die Romeine. En dan volgens Daniël is daar ook 'n 5de koninkryk. En as ons nou dink aan ons diere wat ons nou het, hierdie uitbeeldings van hierdie gewelddadige groot koninkryke wat kom, sou die 5de een seker dan die mees grootste, die grootste ongedierte dan nou sekerlik wees. Tog? Gaan dit oor die heerskappy, eer en koningskap van God. En word dit uitgebeeld deur 'n mens. Ons lees dit in Daniël 7 vers 15. Sy heerskappy is ewig. Dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Hy gaan voort, maar die heiliges van die Allerhoogste sal die koninklike heerskappy ontvang en dit vir altyd besit. Ons leef in 'n tyd wat ons mekaar sien, maar net na Kersfees eintlik nog 'n Epifanie. Kersfees is nog vars in ons gedagte. Christus wat gekom het ter wille van jou en my. Die klein seentjie gebore in Bethlehem in 'n stal. 'n Nederige krib. God wat homself kom gee in Christus sodat ek en jy verlos kan word. Sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan leef. Sodat ek en jy as mense kan leef met 'n doel, met 'n passie, want God is naby. God is hier, by ons teenwoordig, en omdat God teenwoordig is, soek ons ook sy koninkryk. Wil ons ook sy koninkryk laat kom, soos die in die hemel, so ook op die aarde. Soek ons na God, waar ons besig is. En leef ons saam in hierdie wêreld met die hoop dat ons as gelowiges, as gestuurdes van die Here 'n verskil kan maak. As ons dink aan die Ons Vader gebed, bring dit vir ons 'n besef van die heiligheid van die God wat ek en jy aanbid. Dit bring vir ons 'n besef van sy komende koninkryk. God wat sy grootheid in hierdie wêreld gaan laat deurbreek, alreeds laat deurbreek het. Die verwagting dat God weer kom. En dit is 'n gebed wat ons uitnooi, juis om God se naam te eer, te verheerlik, groot te maak, in die manier hoe ons lewe, in die wete dat God, juis in sy genade, sy koninkryk vestig hier op hierdie aarde. Deur dit wat ek en jy doen, deur die manier hoe ons leef. Ons word herinner dat God die Here is wat ons beskerm, wat heilig is, en sy naam is ons toevlug, die bron van vreugde, ons hoop. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, die grootheid van God, die heiligheid van God, nie miskyk nie. Mag ek en jy ook ons aandeel besef, om die koninkryk van God op hierdie aarde te vestig, te laat kom. Mag ons die Here se wil soek, daar waar ons gaan. Ons sluit af met hierdie gedeelte, laat die naam geheilig word. Ja, laat die koninkryk kom. Gister in die konsistorie is daar spesifiek gevra dat ons ook in hierdie week van gebed dink aan die skool, die skole en die omgewing, en spesifiek oor die onderwys. So dit is waarop ons dan vanaand ook ons week van gebed
dan gaan toespits. Ons gaan vra dat ons in hierdie aand vir 'n oomblik stil raak en bid vir ons studente, ons skooliere, dat ons bid vir hulle veiligheid, geestelike, emosionele welstand, akademiese groei, dat ons bid vir ons onderwysers, dat ons wil bid vir krag, vir wysheid en ook vir kreatiwiteit om vir hierdie kinders waarvan hulle wat vir wie hulle moet leer, dit interessant te maak. Dat ons bid vir die administratiewe personeel, vir die administrasie rondom die skole. Dat ons wil bid vir skole wat struikel, wat sukkel met hulpbronne, waar dit nie altyd so goed gaan, soos by ons nie. Dat ons wil bid, dat die Here ook sy koninkryk sal laat kom, juis in die skole. Kom ons ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed, en dan sluit ons dan daarna hardop af. Here, ons kom bid saam in hierdie aand. Here, ons kom lê ons skool voor U neer, Here. Die skole en die omgewing. En ons kom bid ook so, Here, vir elke kind, elke leerder. Here, ons kom dink ook aan die studente wat begin het, en die wat nog moet begin vir die jaar wat voor lê. Here, en as ons lees in die koerante, dan kom bid ons vir hulle veiligheid. Ons kom bid, Here, dat U, Here, op 'n besondere manier ook in hulle lewe sal werk. Here, dat hulle U heiligheid, U grootheid en U genade, Here, kan beleef. Dat U by hulle is, Here, daar waar hulle moeilike goed beleef. Here, ons kom bid vir elke onderwyser. Here, dat U vir hulle die krag en die wysheid sal gee, Here, hoe om met die jeug te werk. Here, nie net om die klaswerk deur te gee nie, maar ook om 'n verskil te maak. Om 'n getuie van U grootheid en U heiligheid sal te kan wees. Here, ons kom bid vir die bestuur van die skool. Ons kom vra, Here, wees U ook met hulle die besluite wat hulle moet neem. Here, ons kom vra U, Here, gee U vir hulle U krag en U genade. U leiding, Here.
Here, ons kom dink aan die wat tekort het. En ons kom vra, Here, gebruik ons om daar verskil te maak. Here, ons kom bid, Here, dat U, Here, die fokus weer van die skool sal wees. Ons kom bid, Here, dat daar 'n ommekeer sal kom, nie net by die skole nie, maar ook, Here, in ons huisgesinne. Dat ons sal erns maak met U, met ons verhouding, Here, met U. Ons kom bid, kom vra U, Here, mag ons weer die vreugde, die vrede, die blymoedigheid om U te mag ken, uitleef. Ons kom bid en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ons sluit af met ons slotlied. Ons sing lied 492. Ons sing die lied staan, dan vra ek dat julle sal staande bly vir die seën. Dan sluit ons dan daarna af met lied 314. Suster, gaan my klank nou weer heen. Kom ons sluit af met die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en dan julle elkeen sy vrede gee. Amen. Mooi aand vir elkeen, ons sien mekaar môre aand weer selfde tyd, selfde plek.